Goed, graad 10, ons spring dan as sommer vandag weg met analitiese meetkunde. Analitiese meetkunde is vir julle nuut, maar dit is die tipe meetkunde wat ons doen bo op 'n kartesiese vlak. So daarom gaan julle sien ek het 'n lynstuk getrek en my lynstuk het 2 punte, elkeen se koördinaat xy, xy. So kom ons sê hierdie is lynstuk A, B. So wanneer ek dan 'n lynstuk A, B kyk, dan sien ek dat lynstuk A het 'n x-koördinaat, dit is A se x-koördinaat en 'n y-koördinaat van A, dieselfde met punt B, sy x-koördinaat en ook sy y-koördinaat. Nou wanneer hulle vir ons vra om die afstand te bepaal tussen 2 punte, dan gebruik ons die afstandsformule. Nou die afstandsformule lyk so. Goed, so die afstandsformule is wanneer ek die 2 x-koördinate van mekaar aftrek en dit kwadreer en saam met die verskil tussen die 2 y-koördinate gaan kwadreer. Met ander woorde, wat ek nou wil hê jy moet gaan kyk, is dat jou volgorde wat jy hier dan gebruik, is bitter belangrik. So as ek gaan sê dis die x-koördinaat van B eerste, dan moet die y-koördinaat van B ook eerste staan in my hakie. Die x-koördinaat van A staan tweede, die y-koördinaat van A staan tweede. Nou as jy mooi gaan kyk na dit, is dit veronderstel om jou te herinner aan die stelling van Pythagoras. Goed, so wanneer ons dan gaan kyk na 2 punte op 'n kartesiese vlak, ek gaan hulle gou-gou vir jou doen, so kom ons doen gou-gou voorbeeld 1. Goed, so hierso vra hulle vir ons om die afstand te bepaal tussen die punt A en punt B, wat 8 en 14 is. So vir jou, om dit makliker dan te gaan vervang in jou formule, gaan skryf ek, hierdie is my x van A, hierdie is my y-koördinaat van A, my x-koördinaat van B, my y-koördinaat van B. As ek afstand of moet bepaal hoe ver die 2 punte van mekaar is, dan maak ek gebruik van my afstandsformule. So ek begin dan deur my afstandsformule neer te skryf. So onthou gou as ek hom gaan neerskryf, dis die 2 x-koördinate van mekaar afgetrek, gekwadreer, plus die 2 y-koördinate van mekaar afgetrek, gekwadreer. As B eerste staan, staan B eerste. As A tweede staan, staan A tweede en dan die vierkantswortel. Goed, so die verskil tussen die 2 x-koördinate, die verskil tussen die 2 y-koördinate kwadreer. So my x-koördinaat is 8, my x-koördinaat is 2, my y-koördinaat is 14, my y-koördinaat is 6. Ek gaan tik dit presies net so in my sakrekenaar in. Goed, as ek dit dan gaan intik, dan kry ek 'n antwoord van 10. Dit beteken dat die afstand tussen A en B 10 eenhede is en onthou asseblief dat afstand nooit negatief kan wees nie. Kom ons kyk na voorbeeld 2. As ons gaan kyk na B se vraag, is die koördinate nie benoem nie. Jy mag hulle gaan benoem soos wat jy dan dink om hulle CD te noem of hoe jy ook al sou wou om hulle dan te benoem. Ek gaan hulle nie benoem nie, daarom begin ek dadelik met die vervanging in. My formule, asseblief onthou, dis die verskil tussen my 2 x-koördinate se vierkante plus dan daardie 2 antwoorde. Goed, so kom ons begin sommer by 1 en dan vervang ons vir minus 1. Dan gaan ek begin by minus 2 en ek gaan vervang dan vir minus 6. Indien dit vir jou deurmekaar maak, gaan maak asseblief daardie dan my A-koördinaat en my B-koördinaat. So ek het my x-koördinaat van A, my y-koördinaat van A, my x-koördinaat van B, my y-koördinaat van B. So dit wanneer ek dit dan vervang, sal jy sien, ek het hom vervang as volg. Dis die x-koördinaat minus die x-koördinaat kwadreer plus die y-koördinaat minus die y-koördinaat kwadreer en dan natuurlik onder die wortel. Ek gaan tik dit net so op my sakrekenaar. Wees baie versigtig as jy dit op jou sakrekenaar intik, sodat jy onthou om al die hakies in te sit. Ek sien nou presies hier, so het ek nie daardie hakie ingesit nie. So kwadreer hom en dan gee hy vir my antwoord van 2 wortel 5 eenhede. Nou dit is baie belangrik om dan te gaan seker maak, hoe word die vraag gevra? Vra hulle vir jou om die antwoord in sy eenvoudigste wortelvorm te los,
of vra hulle vir jou om hom as 'n desimaal te los. So sy desimale antwoord sal wees afgerond tot 2 desimale, 4.47, en sy wortelvorm is dan 2 wortel 5 eenhede. By die derde voorbeeld vra hulle vir my die afstand tussen RS, afgerond tot 2 desimale plekke, so jy gaan nou sien, nou werk ons nie met A, B nie, ons het nou vir RS, so ek gaan dadelik begin met my formule. So onthou asseblief, wanneer ek my formule neerskryf, RS is gelyk aan. Baie belangrik, want jy gaan hierdie formule uit jou kop uit moet ken. Dis die x-koördinaat minus die x-koördinaat se kwadraat, plus die y-koördinaat minus die y-koördinaat se kwadraat. Nou kan jy gaan kies, gaan jy vir R eerste sit, of gaan jy vir S eerste sit? Nou, ongeag watter een van die twee jy eerste sit, jou antwoord gaan presies dieselfde wees. Onthou van die woord. Goed, ek gaan vervang my koördinate, so ek gaan sê, dis minus 8, minus, en dan die minus 4 kom in 'n hakkie, kwadreer die hele hakkie, plus die y-koördinaat, minus 2, minus, en dan daai minus 6 sit ek weer in 'n hakkie, kwadreer, en ek gaan trek my wortel oor. Graad 10 onthou asseblief as jy hom gaan intik, dis die vierkantswortel, minus 8, minus, ek sit daai minus 4 in 'n hakkie, ek sluit die groot hakkie kwadreer, plus, die minus 2, minus, dan die minus 6 in 'n hakkie, ek sluit die groot hakkie en ek kwadreer hom, en sy antwoord is 4 wortel 2. Maar, wanneer ek gaan kyk na die instruksies van voorbeeld 3, dan sê hulle vir my, afgerond tot 2 desimale plekke. So met ander woorde, ek gaan druk my S to D, 5,656, die 6, ekskuus, hy is baie donker, die 6 na die 5, verander hom na 5,66 eenhede. So my antwoord, 5,66 eenhede. Nou hierdie is die eenvoudige manier hoe hulle dit kan vra. In die volgende voorbeelde kyk ons na ander maniere wat hulle vir jou hierdie somme kan. Goed, eerstens wil ek hê julle moet glad nie na die skets kyk nie, want hierdie skets is onmoontlik eintlik om te teken, maar omdat ek wil hê julle moet dit verstaan. Hulle sê L is die punt 1 en 6 en M is die punt K en 3. Met ander woorde, dit beteken ek het 'n lynstuk. Ek het 'n lynstuk LM. Waarvan L se koördinate 1 en 6 is, M se koördinate is K en 3. Nou luister nou gou-gou. Dit beteken, daai punt M kan enige plek rondom L hê. Ek weet nie waar hy lê nie, want ek het nie sy presiese koördinate nie. Dis hoekom ek vir jou sê, die skets kan jy nie as aanneem is reg nie. Maar wat hulle wel vir my sê, is hulle sê vir my dat die lynstuk is wortel 10 eenhede. En ek moet dan nou gaan uitwerk, wat is die moontlike waardes van K? So soos jy nou kan sien, is wanneer ek gaan kyk na my afstandsformule, LM is gelyk aan die vierkantswortel dan nou van my x-koördinaat minus my x-koördinaat se kwadraat plus my y-koördinaat minus my y-koördinaat se kwadraat. Nou obviously gaan ek hierso werk met L eerste en M. Nou onthou jy kan vir M eerste sit, jy kan vir M tweede sit, dit maak nie saak nie. So wat ek hier het is, in hierdie som het ek eintlik LM se antwoord. So ek kan LM gaan vervang met die vierkantswortel van 10. Dit is dan gelyk aan die vierkantswortel nou van die x-koördinaat 1 minus k kwadraat, dis nou daai x-koördinaat, plus die y-koördinaat minus 3 kwadraat. Nou, hierdie vierkantswortels is eintlik maar vir my 'n probleem, maar in wiskunde mag ons op 'n manier by vergelykings van hierdie wortels ontslaa raak. So, wat doen ons aan albei kante dan om die vierkantswortel weg te kry? Met ander woorde, ons gaan werk met sy inverse. Nou, sy inverse is wanneer ek aan albei kante van hierdie vergelyking hulle gaan kwadreer. So hierdie stap wat ek nou vir jou wys, is nie noodwendig 'n stap wat jy altyd hoef te skryf nie. Maar indien jy dan die mekaar raak, is dit belangrik dat jy wel weet
hoekom het hierdie vierkantswortel nou ewe skielik, soos wat julle sal sê, weggeval? So hierdie is dan die vergelyking wat ek moet gaan oplos. Goed, nou daai vergelyking is 'n gewone kwadratiese vergelyking, soos wat julle dit nou al gewoond is. So onthou asseblief, die 10 gaan ek copy and paste. Hierdie is 'n double up, so dis 1 min k kwadraat. So met ander woorde onthou, hy word 1 minus k maal 1 minus k. So ek gaan hê 1 minus k plus k kwadraat. Plus 6 minus 3 gee vir my 3. 3 se kwadraat gee vir my 9. Omdat hierdie 'n kwadratiese vergelyking is, vat ek alles na die een kant toe gelyk aan 0. Goed, so 1 plus 9 gee vir my 10 en dan as die 10 oorkom is dit negatief. So, wanneer hy in standaard vorm is, met ander woorde alles aan die een kant gelyk aan 0, dan gaan ek hom faktoriseer. Daar is een tipe faktorisering wat hier gaan werk, so ek haal vir k as 'n gemeenskaplike faktor uit, en dan het ek vir k min 2. So nou gaan jy sien, dit beteken dat k gelyk is aan 0, of k is gelyk aan 2. En as jy gaan kyk, het hulle vir jou gesê moontlike waardes, so met ander woorde k kan hier so een van 2 waardes hê. Goed, so wat beteken dit? Hoe lyk hy dan nou op my kartesiese vlak? As ek hom dan nou gaan teken op my kartesiese vlak, en ek het punt L wat 1 en 6 is, nou onthou gou, hierdie 2 koördinate het ek nou net uitgewerk. Ek het uitgewerk dat k se waarde 0, of dat k se waarde 2 kan wees. Dit beteken, indien ek dan 'n lyn trek van L na N, dan beteken dit die afstand tussen daai 2 sal die vierkantswortel van 10 wees. Dieselfde ook as ek dan die lyn gaan trek van L na sy ander opsie toe, sy ander waarde, dan gaan hierdie ook die vierkantswortel van 10 wees. So met ander woorde, dit beteken hy 2 oplossings, maar die antwoord, ekskuus hierdie ding, wil die fokus hier, die antwoord bly steeds die vierkantswortel van. Goed, hulle gee vir my weer 2 koördinate, E-koördinaat minus 4 en 'n ontbrekende y en F is 8 en 2. Bepaal die waarde van y indien EF, die lynstuk se afstand, 15 eenhede is en y is kleiner as 0. Met ander woorde, wat sê daai vir my? Daai moet vir my nou sê, ek gaan 2 antwoorde kry. Die antwoord wat ek van dan moet kies, moet dan die negatiewe antwoord wees. So kom ons kyk gou op ons kartesiese vlak of ons dit daar ook min of meer kan sien. Goed, hierdie gaan 'n interessante W&E wees. So F is 8 en 2, ek het sy volledige koördinate daar lê uit. Nou E se x-koördinaat is klaar minus 4. Ons weet nie wat is die y-koördinaat hier. Die y-koördinaat kan enige een van die positiewe of van die negatiewe waardes wees. So met ander woorde, ek gaan met 'n lyn trek vanaf daai punt tot by die rooi lyn, wat dan 15 eenhede is, en ek gaan 2 antwoorde kry, maar ek mag nie die positiewe antwoord gebruik nie. So met ander woorde, my antwoord gaan iewers hierso in die 3de kwadrant wees. Kom ons kyk gou as ons dit bereken. Weereens gaan kyk ons na die formule, so onthou ek het vir EF, wat gelyk is aan die vierkantswortel van my x-koördinaat minus my x-koördinaat kwadraat, plus my y-koördinaat minus my y-koördinaat se kwadraat. Nou of jy nou vir E of vir F eerste insit, maak nie saak nie. Onthou as ek vir E by x eerste sit, dan moet ek vir E by y eerste sit, F tweede sit, dan kom F tweede, en ek gaan gou die vervanging gaan doen. So EF is 15 eenhede, die x-koördinaat is minus 4, minus die y-koördinaat is 8, plus die y-koördinaat van E is y, minus die y-koördinaat van F is 2 kwadreer. Onthou, wat het ons die vorige ene gedoen? Om van die wortel ontslae te maak, het ons aan al 2 kante dit gaan kwadreer. So met ander woorde, wanneer ek dit doen, dan is die belangrike ding om te onthou, dat hierdie vierkantswortel en daai kwadraat
mekaar se inverses is. Maar hierdie ouetjie het nie 'n wortel gehad nie. So hy moet nou wees 15 kwadraat. En ek gaan vereenvoudig nou, onthou 15 kwadraat is wat ons geleer het in graad 8 en 9, is 225. Goed, dan gaan vereenvoudig ek gaan daai hakie, jy kan dit slank op jou eie doen, terwyl ek gou polstrik hierso. Goed, so kry my standaard vorm, alles aan die een kant gelyk aan 0, ek sien hierdie projekte van my is baie dof, so, en dan gaan doen ek die 3 term, ek gaan faktoriseer om dan met my blok, met my kruis, so y kwadraat, minus 77, so y moet maal met y, nou die maklikste wat ek nou aan kan dink is 11 maal 7, want 11 minus 7 gee ook vir my 4, so y maal 11 is 11y, y maal 7 gee vir my 7y, my antwoord moet wees minus 4y, so dis minus 11 plus 7 gee vir my minus 4y, dra my tekens oor, daar is 'n minus, daar is 'n plus, so my antwoord sal wees y minus 11 en y plus 7. Dit wil vir my sê, dat y is gelyk aan 'n positiewe 11 of y is gelyk aan 'n negatiewe 7. Maar, hier het hulle spesifiek vir ons gesê, dat y moet kleiner wees as 0, so daarom die antwoord wat negatief is dan die antwoord wat ek gebruik. Met ander woorde, hierdie antwoord is nie van toepassing op hierdie vraag nie. Goed, so ons kyk gou op ons kartesiese vlak. Met ander woorde, minus 7 gaan nou hier deur onder wees, so hy gaan hier iewers lê en dan gaan dit die afstand wees. En as jy gaan kyk na die ander ene 11, hy lê weer heeltemal boontoe, en dit is dan my 2 antwoorde wat ek moet. Goed, nou hierdie ene moet jy baie mooi kyk, want hulle sê vir jou die afstand tussen, nou hierdie is 2 koördinate, jy moet nou baie mooi kyk. Hierdie is 'n x-koördinaat, daai is 'n y-koördinaat, so dit gaan my een stel koördinate wees, dan het ek my x-koördinaat en ek het my y-koördinaat, en hulle sê ek moet die waarde van t bepaal, indien die afstand tussen hierdie 2 punte, tussen my pers en my groen punt, wortel 13 eenhede is. So ek gaan nou gou eers na my formule toe gaan, my afstandsformule, want onthou hulle praat van afstand, so ons werk nog met afstand al die pas. Ok, so kyk mooi wanneer jy nou gaan vervang. Dit is die groen koördinaat, die groen koördinaat. En dan minus die pers koördinaat en die pers koördinaat. Jy moet nou kop as soos 'n dronk weerwys hierso. Ok, so wanneer ek dit dan nou gaan doen, gaan skryf ek dan x is dan nou 2 min t minus t kwadraat, né? Plus minus 12 minus 10. Ok, ek hoop jy daai vervanging nou mooi gekyk. As jy nie het nie, rewind. Goed, ek wil weer van die vierkantswortels ontslaa raak, so ek gaan kwadreer aan albei die kante. So al wat dan links oorbly gaan wees 13. Dit is dan, kyk gou mooi, 2, dis min t, so dis 2 min 2t kwadraat, plus min 12, min maal 'n min is 'n plus, so min plus 10, so min 12 plus 10 gee dan vir my daai as 'n minus 2 kwadraat. Ek gaan dit vereenvoudig, dit gaan weer 'n kwadratiese vergelyking wees, beteken, alles aan die een kant gelyk. Alright, en dan lyk hy so, en dan gaan ek hom nou gaan faktoriseer deur die blokmetode te gebruik, so jy gaan nou gaan kyk na al jou faktore, so ek gaan my 4t kwadraat hier so bo hê, en ek gaan my minus 5 hier, en ek gaan nou gaan soek vir faktore. Goed, so 2t maal 5 gee vir my 10t, 2t maal 1 gee vir my 2t, my antwoord moet minus 8t wees, dit beteken die groot getal moet negatief wees, kleintjie positief, minus en plus. So 0 is dan gelyk aan 2t minus 5 maal met 2t plus 1. Dit beteken, t is gelyk aan 5 op 2 of
t is minus 'n half. Onthou, nou weet jy nog nie die koördinate nie, jy het slegs die waarde van t gaan bepaal. Met ander woorde, jy gaan nou nog met 'n klomp koördinate ook hier aan die einde sit. Maar dit is wat hulle jou gevra het, hulle het gevra, bepaal die waardes van